'n Hartlike goeienaand en welkom by 4. Vanaand se speelfilm moet ongelukkig plek maak vir 'n baie spesiale program. It's the 40th annual Emmy Awards, which took place in Pasadena just over a week ago. Hierdie toekennings word vir uitstaande werk in die televisiebedryf gemaak. Then it's the turn of MASH just after 11, where Hot Lips celebrates her liberation after her just granted divorce, while Radar's smitten by a cute new nurse. Bless Bridges is the star of our music special at 29 minutes to 12. Hierdie bekende Suid-Afrikaanse sangers se gaste is Karla Kansen en Maritza, die spier vir vermaak op sy beste. Graag wens ons ook vir Konrad Thuis geluk met sy verjaardag. Happy birthday, Conrad. En jy beslis die moeite werd om dan daardie program te kyk. Onthou die veerpyltjies volg net na Rugby Forum. Soos julle almal seker weet is Zandberg Jansen doof en vanaand vir die eerste keer op Topsport word 'n sportprogram aangebied met behulp van 'n tolk. Zandberg Jansen word met gebaretaal bygestaan deur Kobus Wright. Hartlik goeienaand, baie welkom by ons program vanaand, 'n program van 'n ander aard. Dit is die week van die dowe en by ons meneer Kobus Wright, 'n persoon wat aan die Trans-Oranje Skool vir Dowes verbonde was van kleuter tot en met matriek. Goeienaand Kobus. Goeienaand. Jy gaan vanaand vir ons 'n bietjie help. Ek wil net vinnig vir jou vra, is daar groot belangstelling onder die dowe juis in die program van Zandberg Jansen omdat hy geheel doof is? Ja, moet sê omdat die dowes baie lief is vir rugby, is sy program ook baie interessant onder die dowes. Ja. En hulle geniet graag sy program. Nou ek merk jy sê rugby, is dit 'n kontakspel? Ja. Jy gaan vir ons vanaand help, veral vir die dowes by die huis help wat kyk en saamgesels met Zandberg Jansen. Ja. Goeienaand. Ek is so bitter jammer dat ek nie Saterdag die wedstryd tussen die WP en Noord-Transvaal se rugbyspanne vir dowes kon bywoon nie. Maar soos meeste van julle later die aand besef het, werk kom eerste. Maar die party was lekker, né? Aan Arina de Wit, wie my genooi het, en aan Nico Bourrein, wat die nimmelikste gasheer was, my opregte dank. Johan Burger van die WP, wie die tas aan my geskenk het. En Ted Venter, wie die vroeë WP das om my nek gehang het. En toe Dolf Kokemoer, wat Noord-Transvaal nie agterweë laat bly het nie, en hierdie gegee het, ek sal al drie met groot waardering in die toekoms dra. En Ted, ek sal my geskenk in Desember op Wellington optel. Dis gewis. Julle almal het 'n nuwe wêreld vir my oopgemaak. En hoe gouer julle skakeldienste by einkomste reël, waar dowe oos en hoorende wes mekaar kan leer ken, hoe beter. Nou, skole rugby. Lichtenburg teen Merensky Saterdag op Lichtenburg. Ek is baie dankbaar Merensky is deur. Nou gaan ek nie my hart laat praat nie. Ek vertrou julle gaan 'n pragtwedstryd speel en mag die beste span wen. Ek bedoel dit uit my hart uit. Eduard Landman van Algoa Park in Port Elizabeth. Ek is Saterdag in die baai. Kom sien my gerus in die persbank, dan gesels ons verder. Sean Fortuin van Elsies Rivier, ek het nie ore nodig om te sien hoe skare reageer nie. Jy het nie geluister wat ek gesê het nie, en jy het ore. Jou interessante brief egter antwoord ek later. Sy wou nie hê dat ek haar brief publisiteit kry nie. Maar ek kan daarom nie nalat om Anna Neerling-Pool te bedank vir haar prachtbrief nie. En sy stuur groete aan jou, Hendrik, een van haar gunsteling omroepers. Net soos Ben Marie van Pretoria altyd my aande by Noord-Transvaal se onthale aangenamer maak, so het Dani en Maggie Rood, as ook Phil en Anna Ferrara van Durban, gewys hoe Natal se ondersteuners hulle span aanhang en kan trakteer.
En julle span het Saterdag gespeel dat mense hom kan aanhang, né? Die wedstryd op Pretoria was 'n spook wat kan gebeur met die eindstryd op Transvaal se soms nat Saterdag. Dis kinderagtig om te sê, I told you so. Maar Natal sal dalk onthou dat dit aan die begin van die seisoen genoem het dat hulle een van die heel beste vaskoppe in die land het, in Gerard Harding. En toe wys hy Saterdag dat sou hy vroeër die seisoen gebruik gewees het en gereeld, was hy nou sekerlik in die Springbok wedloop. Inside his own 22, passed out to Andrew Aitken. Well, across comes Willie Schmidt. Andrew Aitken making good ground. He's got support from, nice by Harding there. The drive coming from Harding. Back for it is Johan Lamprecht. Buerta, and nice Buerta just playing it very safe. Alhoewel hierdie beweging wat nou kom op Johan Jennes se 3 uitgeloop het, Adolf Malang met die sweetband of die skrumpet eintlik. Man wat die enigste 3 tot dusver in hierdie wedstryd kon druk. Hulle loop eenvoudig oor die Natalers. Dit bly hier onder die voorspelers. Nou is dit naas Botha wat daar die losbal opgetel het. Probeer hom uitkry na JJ van der Walt. Hy kry dit reg en nou na Johan Jennes en hy is oor vir sy 3. Dis 'n pragtige 3 en Johan Jennes wat 'n skitterwedstryd gespeel het. het hierdie een in die 24ste minuut van die tweede helfte bewys dat Noord-Transvaal kan WP met hulle eie medisyne aanpak en klop. High goes Skinner, well taken by Willie Schmidt. Burger Geldenace, Buerta, Spannenberg. Oh, lovely dummy there by Spannenberg, getting away from JJ van der Belt on the outside. He's got Giannis on the inside, but he just couldn't get the pass in. Coxwell did well to... Wat my egter geplaat was Robert de Pre se onvermoë om sy opsies prioriteitsgewyse in te span. Want hy kan 'n troefkaart wees. Ook dat Noord-Transvaal se flanke 'n les geleer is deur Chris Butcher van Engeland. Royneck of the knee, jy kan maar immigreer. Willie Schmidt is 'n rugby fenomeen. Besering na besering en hy gee nog alles en sy alles is superb. Rudi Versaghi wag toe tot aan die einde van die seisoen om weer rugby te speel, soos in 1984. Hoekom, Versaghi? Het jy nou eers die Al-Italia jetlag afgeskit? Andrew Aitken was op 8ste man briljant. En net Potefori se Springbok gehalte spel het Aitken tweede viool laat speel. Met hierdie wedstryd as grondslag en nog 3 weke om voor te berei, kan professor Elof maar so lank die champagne koop. Want WP ploeter nou 2 weke na mekaar op vuil vonkproppe. Dat Michael du Plessis 2 weke na mekaar so planloos kan speel is byna ondenkbaar. En tog is dit so. Wat feit Prystaat, julle is mos 'n span van gehalte en met 'n paar asse. Nie die minste nie, die afwesigheid van Andre Joubert en die telling kon maklik, baie maklik 30